Help Emma. John. Okay. Come on, smile, Pa. Here. That's it. In and a comedy from me. Net een praktische puntjie, dit is nadat die seën uitgespreek is,
heel laaste gedeelte van die erediens, dan word die versoek om asseblief buite te wag die trappe, terwyl die bruidspaar die register sal teken, en dan sal hulle buite. Ons bid saam. Ons saamkoms is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Wat bly tot die ewigheid, en wat nooit laat vaar die werke van sy hand. Dankie Here vir die saamkoms, dankie vir die ons bid dat die Here teenwoordig mag wees, dat die baie diep in ons hart mag spreek. Ons bid Here, dat U ook vanmiddag en aan die mag kom. In Jesus naam van ons dit. Amen. U het 'n blaai gekry by die deur. Kom ons sou daar staan, die linkerkant sal iemand miskien 'n ekstra blaadjie, dan kan ons die bruidgom 'n blaadjie gee. Baie dankie. Nooit ontroer, al kry jou swaar, God sal jou trou hou. Diep in sy liefde skuil maar daar. God sal jou trou hou. Kom ons praat oor die minister Smit, om dit vir ons kind weer deur te speel. Net huisdag. Skriflees vanmiddag Johannes 13. Daar kan ons net 3 verse lees. By vers 33.
Dit verbly hom nie oor onrein, maar verheer hom oor die waarheid. Dit bedet alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Ek sal nie baie lank wees nie. En die formulier wat julle net nou sal hoor, ek doen nie dit gooi. Staan die volgende woorde: U as man moet die vrou lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad. 'n Bietjie later, soos die gemeente die Here liefhet en gehoorsaam volg, so moet u as vrou die man lief hê, dit volg alles wat reg en wat billik is. Miskien wil dit nie vreemd. En hy het miskien die laaste ding vir my om julle te sê, dat julle vir mekaar moet lief hê. Want dit is juist omdat julle hier is, man. Dit is juist omdat julle al die familie en vriende genooi het om teenwoordig te wees as kinders. Dit is toch immers juist motiveer waarom julle nie wil. Dit is soos asof 'n mens vir 'n dominee 'n Bybel wil present, of soos dat 'n mens vir 'n skoenmaker 'n paar skoene wil present, of vir 'n mielieboer 'n sak mielies. En tog kan dit baie belangrik wees. Want 'n mielieboer kan so besig wees om dit af te haal wat op sy hand staan, dat hy self nie verhoor. Hoe strek dit weer? Ek weet dat julle baie besig was saam met die afgelope 2 weke die afgelope tyd, al die reëlings. En ek dink dit is baie moontlik dat julle ook die afgelope week of 2 weke eintlik aan mekaar heel wat minder aandag gegee het in 'n praktiese boek, omdat die reëlings baie is. Nou sal jy almal weet van dat die liefde 'n besondere onderwerp is. Ek gaan my nie besonder daaroor uitlaat nie. Maar kom ons kyk wat weer die woord van die Here vir ons vanmiddag oor die liefde, wanneer hy sê dat 'n man en vrou mekaar moet lief hê. Ek wil graag 3 punte vir julle noem, na aanleiding van wat ons lees in Johannes 13. En ek wil dit ook nie noem dat jy dit binne verband sien. Die eerste dag, ons moet weet dat dit die opdrag van Jesus Christus is. Die Here self is die spreker, dit is sy opdrag. Dis die platform wat daar het gesê. Die tweede daarvan, dit is 'n besonderse woord, want die Here soos ek. En in die derde sal sê, as julle mekaar lief het, dan is julle 'n getuienis. Wanneer die staatspresident oor die landsake praat, dan luister ons. Want hy is 'n man van gesag, hy is 'n man in die posisie om daaroor te praat. Op dieselfde manier is die Here aan die woord, en niemand minder as Jesus self. Daarom is dit wat hy hier sê, vir ons baie belangrik. En wanneer hy sê, julle moet mekaar lief hê, ek gee julle liewe gebod, julle moet mekaar lief hê, dan is dit nie slegs 'n vriendelike versoek wat die Here maak. En dan is dit nie slegs wanneer dit met ons goed gaan wat ons mekaar moet lief hê. Dan is dit ongekwalifiseerd. Miskien is dit vanmiddag weer 'n probleem. Hoe kry ons die twee by mekaar? Want die Here is besig om 'n gesprek met die disippels. Hy is besig met die huwelik. Twee by mekaar, ek dink dit is baie eenvoudig. Die opdrag van mekaar lief hê word deurgegee aan alle volgelinge van die Here. Soveel te meer ook aan twee mense in die huwelik. Ook binne die huwelik is dit nog steeds die hele opdrag. En vir elkeen van ons, dat ons mekaar moet lief hê. En dit is oomblik nie moeilik. Inteendeel, dit is een van die lekker opdragte in die Bybel. Ek dink veral vir julle vanmiddag, want dit is maar jy sal weet dat dit nie altyd so gaan. En dat dit nie heeltemal so eenvoudig bly. Dan moet ek dit eers as gaste en as familie en vriende miskien iets deel. Ek weet dat daar 'n rolspeler is. En die golf kan soms probleme veroorsaak in die lewe. Hoewel ek daar nie ernstig nie, maar dit kan aantrek ons. Dit is maar een voorbeeld
van waar die liefde soms op die proef gestel word. Toch, deur alles heen, ek het dit al maar as 'n eenvoudige voorbeeld genoem, maar die woord van die Here vra in alles, dat ons vir mekaar gee. En dit is 'n besondere liefde, want die Here het dit gekwalifiseer. Hy het gesê, ek gee vir julle 'n nuwe verbond. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief. Werkensvol liefde, dit weet jy baie goed, dit weet jy elkeen. Koop maar 'n plaat, lees 'n boek, die televisie van kyk en gee. Maar die liefde van Johannes 13 is anders. Want Jesus Christus is hier die norm en die maas. Kom ons kyk net vir 'n oomblik na die voorbeeld van die Here Jesus. Sy liefde was onselfsug. Hy het sy lewe ter wille van ander mense afgelê, ter wille van een van my. Het hy sy lewe gegee. En hy sal my met my moed saamstem, dat het een van die basiese kenmerke van enige mens is dat die ek en die self is maar toch op die ouheid belang. Dit kan so belangrijk word, dat dit ook nadelige invloed op my huwelik kan hê. Daar is die voorbeeld van die Here Johannes 13. Soos wat hy vir ons lief gehad, so met julle twee mekaar. Ons selfsug. Die Here Jesus se liefde was ook 'n liefde wat gedien, wat opgeoffer het. Die aand met die disippels se voete gewas het, was dit 'n liefde wat hulle daarop uitgevoer. Om iemand se voete te was, was destyds die werk van 'n slaaf. Vandag is dit baie anders. Maar in die tyd toe Jesus geleef het, was daar 3 belangrike beskawings, wat min of meer dieselfde idee oor 'n vrou gehad. 3 beskawings, die Jode, die Grieke en die Romeine. En Anita, ek beloof vir jou, dat in daardie tyd sou jy heel wat slegter kan wees. Want die rol van die vrou was totaal anders. Ek kan jou 1 of 2 voorbeelde noem. In 'n geskrif van 'n Joodse rabbi, kon 'n man van sy vrou skei, as die vrou te veel sin as die kos. Nou is dit my vraag, hoe jy van ons rol by ons vrouwens gewees het, dat dit die maatstaf is. In die Griekse beskawing was prostitusie in algemeen gebruik. En daarmee het die vrou totaal gedegradeer tot 'n eenvoudige gebruik. Maar die woord van die Here maak die onderskeid tussen man en vrou. Die woord van die Here kom dit dat julle mekaar gelyk. Daar is baie bly dat ons weer leef in die beskawing van die Here. Soos ek julle liefhet, sê die Here Jesus, so moet julle mekaar liefhet. En die Here Jesus was ook een wat onvergeet. Toe hy aan die kruis hang het, mense spykers in sy hande en voete gestaan, toe kon hy nog sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie. Wat 'n voorbeeld vir een van my. Julle dit is so dat ons ook weet, dat het nie altyd goed gaan nie. Die lewe is nou maar eenmaal so. Daar sal daarop, waaroor die een vir onrecht moet in die ander. Waaroor die een die ander sal verkwaad wees. Dit sal gebeur, ek dink dit is onvermydelik. Maar ook daarin is die voorbeeld van die Here Jesus voor. Dat ons moet vergewe, omdat hy vergewe. Die laaste punt hieroor, Jesus se liefde was tot offer bereid. Hy was bereid om homself te gee. Die weet kom terug by hoe belangrik ek self is dat ook in die huwelik is dit 'n groot gevaar dat my eie wense, grille en voorkeur kan 'n probleem wees vir ander. Voorbeeld van die Here Jesus, hy was offerbereid. Hy was bereid om te gee. As die Here Jesus aan homself gedink het, sou hy nie in die plek kruis op Golgotha gesê. Ek sluit af. Sê dan vers 5. As julle mekaar liefhet,
sal almal weet dat julle disippels van my is. Disipel, tuienis. Ek weet dat Colin en Anita is albei kinders van die Here, oortuigde kinders van die Here. En daarom is het ook vir julle in besonder moontlik, die Here te kan dien in julle leven. Johannes 13, vrouw vandag vir julle, dat julle deur julle huwelik, ook vir die saak van die koninkrijk, getuienis doen. My huwelik is 'n spieël en 'n maatstaf van hoe dit gaan met die eie verhouding met die Here Christus. Wanneer as gaste vra die woord van die Here of u huwelik dan ook nog getuienis is van die verhouding met die Here. Of is die man die vriendelikheid self vir die werk, maar met my vrou is ek los en knop. Omgekeerd, is die vrou die geduld van self, wanneer sy thee drink met 'n vriendin, maar nie met haar man. En die verhouding met die Here Jesus, kom dit uit my huwelik, dat dit 'n spieël en 'n getuienis is. En hoe dit ook in my binnekant. Ek wil vir u nog 2 punte noem. Geen huwelikslewe, geen huweliksverhouding kan 'n derde persoon gebou word. Die Here God dat die huwelik tussen 2 mense is. Vir 'n derde persoon, ek praat nie van kinders nie, jy weet wat ek bedoel, vir 'n derde persoon is daar nie plek. Toch? Daar is 1 derde persoon waar sonder geen huwelik werklik geslaag sukses. Daarvan is ek oortuig, want die woord van die Here leer. Daardie derde persoon is die Here Jesus Christus. Kan my huwelik nie getuienis wees. 'n heel laaste woord. Ek wil dit eers aan u vra as toehoorders. Is die huwelik bestaande nog omdat dit opdrag is van die Here Jesus Christus self? Het nie mekaar lief volgens die nuwe gebod wat die Here gegee het, volgens die voorbeeld wat hy gegee het. En in die derde instansie is die huwelik nog 'n spieelbeeld en 'n getuienis van die verhouding met die Here self. Colin en Anita, neem Johannes 13 vanmiddag saam. Ek gaan uit en weet, en kan julle huwelik bou om die opdrag van die Here Jesus self is, dat julle mekaar ken. En dat hy dit kwalifiseer het, dat julle mekaar lief het, soos wat hy vir jou en vir my het. Die laaste instansie, gaan leef julle huwelik, ontvang dit as 'n gawe van God. En gaan leef dit as getuienis tot eer van sy koning. Wat die Here die vrug van die Gees in julle lewens bewerk, om mekaar lief te hê, soos wat die Here Christus ons het. Amen. Die vraag toe die twee op te gaan, van die voltrekking. Ja, dat is nog een paar keer op 2 predikanten en hulle kan die huwelik optrek. Maar dat is vir ons baie aangenaam vooruit. En Colin en Anita, dit is vir my gebed dat jy die boodskap, die treffende boodskap wat ek vir julle gebring het, en julle harte sal bly, en die liefde werklik met die saam. Colin en Anita, julle begeer dat die liefdesverbintenis openlik hier in die kerk plaasvind, luister daarom na wat God in sy woord oor die huwelik gesê het. Die huwelik is deur God opgestel, nadat hy die mens na sy beeld en gelykenis geskaap het, en gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal hom opmaak wat by hom pas. Toe het God die vrou gemaak, en mekaar gebring tot die huweliksverbintenis en gesê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleed, en hulle sal een vlees wees. Paulus noem hierdie huwelikseenheid 'n groot verborgenheid, en sien dit as 'n afbeelding of simbool van die verhouding tussen Christus en sy kerk. Dit is 'n eenheid waarin daar geen plek is vir 'n derde persoon,
Dit mag ook nie verbreek word nie, want wat God saamgevoeg het, mag die mens nie skei. Hoewel die sonde ook hierdie heilige verbintenis aantas, kan die gelowige seker wees dat Christus se verlossingswerk ook hulle huwelik reinig en vernuwe. En daarom kan die getroudes wat hy in mekaar gelei het, seker wees van sy seën en beskerming. Die doel van die huwelik is om tot eer en verheerliking van God as man en vrou, deur opregte diepte verbonde, mekaar in volle lewensgemeenskap toe te behoort, soos God gesê het, en hulle sal een vlees wees. Hulle moet heilig en eerbare huwelik lewe en alle opkruis. Kom en Anita, julle moet weet dat julle vir mekaar gees en mekaar aanvul. Julle moet mekaar aanvaar as beelddraers van God. Man en vrou moet mekaar in alles getrou help en bystaan en ook verander tot hulp en seën wees. Julle moet onder die sien van die Here huis en 'n gesin tot sy eer opbou. En indien julle kinders van die Here ontvang, moet hulle opgevoed en gelei word om die Here te ken en te dien. Julle moet mekaar eer en die verskillende welwillendheid opdoen. Wees mekaar in alles getrou en weerstaan die versoekings wat jy huwelik betref. Moet nooit verbitter teenoor mekaar word, maar verdra en vergeef mekaar, hoe alles doen opreg God en leef nou sy God en sy wil. Volle liefheid, soos Christus die gemeente liefgehad het. En soos Christus die hoof van die gemeente is en homself laat voorgee, is jy hoof van die vrou, en jy moet haar liefde dien, lei en beskerm. Die wat jy as vrou moet weet, dat God jou aan jou man verbind het, soos die gemeente aan Christus verbonden is. En soos die gemeente die Here lief het, gehoorsaam God, so moet jy jou man lief hê en volg in alles wat reg en billik is. Tesaam moet julle gesin versorg en volgens die eise van die verbond opvoed, sodat julle as gesin die kerk en die samelewing tot God kan doen. Kon het nie dat berig weet volgens die woord van God die oorsprong, die aard, die doel en behoorlikhede van die huwelik is. Verklaar julle dat julle opregte voorneme is om so in die huwelik saam te lewe en begeer julle dat julle nou die huwelik verbind sal word. Wat is hier op die tafel is? Omdat van die vrouwe, verklaar jy weer, daar rechtens geen beswaar die woord van die huwelik van jou bruid aan die daboorsaai die teenwoordig is nie, en dat jy al die teenwoordig ook betuig wees dat jy haar op jou wettige vrou neem. Beloof jy verder dat jy haar nooit sal verlaat, dat jy haar liefde sal lei en beskerm, soos 'n godvreesende man aan sy wettige vrou verskouer is, dat jy ook en haar alles ooreenkomstig die woord van God. Wat is jou? Anita Boesaier, verklaar jy dat sover jy weet, daar regtens geen beswaar in jou woord van huwelik met jou bruidegom volgens van 'n arme lief is, en dat jy almal hierdie woorde goed om getuig te wees, dat jy onder jou wettige man neem. Beloof jy verder dat jy nooit sal verlaat nie, dat jy hom in liefde sal gehoorsaam help, soos 'n godvreesende vrou aan haar wettige man verskuldig is, dat jy heilig hom sal lewe en hom as 'n vrou sal lei, ooreenkomstig die woord van God. Wat hy wil. Via mekaar aan die regterhand en die ring, waar jy gesymboleer en besoel word jy saamgevoeg as man en vrou. Daarna is dit wat is wat is op die huwelik is.
verklaar het dat Roland en Anita regtens getroud is. Glo dat God ons saamgevoeg het, aanvaar die geloof wat hy op die regtens getrouwdes bring, en verwag sy seën in ons. Die vereniging ons sin as gesê gebed, daar die compleet het, laat die Heer die seën op opdaal, die guns en seën op straal, die wat vrede is, en door die Heer die seën oor ons. Gee dat we deur die krag van die Heilige Gees in 'n ware geloof en suiwer liefde sal lewe en versoeking sal oorwin. Lei hulle in voorspoed en teens, vreugde en droefheid aan die troue Vader. Seën hulle later in alles. Gee dat hierdie huwelik sal lei tot die opbou van die gemeente, tot verbreiding van die heilige evangelie en tot eer van die naam. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle altyd. Amen. Nou zal die twee predikanten alsjeblieft achterstaan. Achterstaan. Maar niet die buiten toe naar die tangen. Ja, zeker. Kom naar bijna. Oké, dus dat ging allemaal voor mij. Van de nervus worden. En dit wordt nou bijgebracht. Oké, ben je zo staan? Ik ga nog die hele groep vullen. Kan je een beetje terugkijken? Ja, die wil ook. Oors en die voor mij. Kom nou dan. Als mogelijk, ja, dat is mooi. Hier is nog een. Kom maar in, hè. Ik ga nu, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 geval. Right. Ja, maar. Goed, ik zeg, natuurlijk wat niet kan, ik moet het nog niet eens. Oké, dit voor mij is prachtig. Very nice. Oké, dan. Spijt dat niet? Oké, maar dit is goed.
Okay, Vice Baron. The one with the... Are you the Baron? Oh, that's you. So you're standing in my eldest son. Oh, yes. But he's going to stand in the father. Or shall we get the other two rolling? No. Okay. Okay. Other two, Baron will let Kraka. Very good, don't tickle mine to that. Okay? Hoe weet je of we het achter en die gaat daar achter? Mevrouw! Alsjeblieft! Ah. Oké, hoe lijkt het dan? Wacht even. That is. Tina, look here. Okay, now bridesmaid. No, wil ik niet. Wacht. Ik kom nou weer. Let it over. Mevrouw, want hij staat er langs top. Dan en dan een hele groep. Hier, man. Ja, dat is perfect. Oké, later.
Je haar, dit is die liegende keer wat je vandaag gaat halen. Oh, wie dan staan? Staan er in. Oké, daar zit. Staan ook zo'n beetje achterom. Daar zit. Stromen is alles recht staan? Oeh. What is that? Fly. Go say you know. Come here. You're eight. Bikey. That's it, that's it. Alle Tanne in, Streuung, Brighton. Okay. Kom uit hier. Nog, kom van achter. Daar weet ik het. Dat is toch. Natuurlijk, achter de kunnen vlogen naar mij hebben. Kijk voor mij, allemaal voor mij kijkt dus ik. Dank u. Ik wil net komen en kom omrollen, nog gaan ik niet. Heel strooien van strooien en dan net eruit. Oh, ons moet jullie gaan om en het maar niet, het is maar of één ordentelijke no fly. Draaien wie die twee dames niet van Tippie op gaan stoten. Ja, draaien wie die twee kanten. That's it. Zo naar. Ah. Nee, maar dit is so the two of you are finished. Yeah. Sheila. Ja, daar is het. Die bloemen zitten hier, hè? Daar zo. Dat is mooi. Ja, even jullie voor mij kijken, dan gaan jullie voor mij praten. Heel voor mij kijken. Maar je moet niet voor mij wachten, nou, begin maar. Oké, lekker in nou, daar kan mij doen. Ach, wat een zoen is dit. Die oor maken mensen toe als een mens zoen. Maak je oor toe. Daar zie je. Dat is mooi. Nou, wacht een beetje. Nou, dat is easy van de Republic, hè. Ja, nou staan je weer. Die rok kan je goed daar.
mense gaan ons sing en wat heb jy alles. Toe agterna toe hoor ek, maar die mannetjie wou vir my toe so baie sleg wat voel daai aan. Maar blykbaar het dit nie gewerk nie. Hy was nie tevrede daaroor nie. En Anita het ook 'n vriend met my aangehad in die song. Maar omdat Colin nou vir Anita gesê het, maar ons moet dit jong kry, want hy moet een of ander tyd, moet hy dieselfde voel soos ek gaan voel vanaand. Toe sê hy vir my, Dion, luister my, sê die modieneeste asseblief, hierso staan ek mense, ek het klaar gesweet, ek het absoluut gesweet het, Colin het sy doel bereik. Hulle sê, dit is altyd 'n tradisie om 'n grapje te vertel, 2 grapjes te vertel voordat ons begin met die heildronke. Nou, ons gaan 'n grapje vertel. Ek was uit sê, asseblief, hoor die bel, ons gaan hom daar hou. En ons begin met ons grapje van 'n troupaar, hoor die bel. Die oukie en die meisie, hulle raak verloof en hulle gaan trou. Maar die mannetjie, hy was nog nie mekaar gewees met vroumense, hy is bitter senuweeagtig. Toe hulle aan die kerk sit, die preek is aan. En hy luister na die preek, want sy gedagtes gaan so elke nou en dan gaan hy so weg. Hy is bietjie bekommerd oor wat gaan gebeur as die mense huis toe gaan. En ek moet nou vanaand na my hotelkamer toe gaan. Die mannetjie is baie bang, hy is verskriklik senuweeagtig, ergens ek nou is, hy is bitter bang. En die berigting as klaar met die kerk, hy is by die huwelikheid hier by die dans, het gaan lekker, ek vergeet so half en half van wat nog gaan gebeur, maar hier is by die elke kant, begin homself toe die vrouwlief eers maar gaan aantrek en ander klere aantrek, toe begin die zweet so uitloop en hy raak maar alle mense in die agter. En dit is daar weg, hy kom terug na die uittrekkerij, en die maatjie is nog al meer banger. Mense is huis toe, en hulle ry na hulle hotel toe waar hulle nou hulle self bespreek het. En die mannetjie het nou, hy is baie skrik, maar oor die vriende, hy is gekrye, 'n hotelkamer met bier en blomme en pragtig, wat hy doen. Maar hy het ook so baie gehad in die hotelkamer, iemand sê nou, mee. En hy is daar, en hulle kom weer mee, en daar sê die mannetjie wat daar voor sit, luister, julle kamer is nie bespreek nie. Nou Janie raak nou baie bekommerd. Hy sê, man, ons het dit nie, maar het is nie. Nou kan Janie nergens anders te gaan en hy sê, het julle nie 'n ander kamer vir ons nie? Maar daar is toe 'n ander kamer, maar dit is 2 enkelbeddens. En Janie gaan in, en vrouwlief is hier saam met hom, hy het self vrienden gesê, maar kan maar vrouwlief op, draai oor die druppel, is jou eerste plek waar hy gaan, en hy doen dit, en hulle gaan in hierdie kamer in, en Janie sien 2 enkelbeddens, hy is 2 druppels wat dooien skoon, mense, hier sal ek kan nou opryk, en Sunny sê, luister, ek gaan gou vir die bad klim, stort klim, en myself reg maak, want ek het nog al redelijk mop, en Sunny is daar in, my maak hom aan mekaar, netjies, sy moet daar met daar nachtkleertjies, wat hy soos aan, de rok, en die hele toetie, en terwijl toe Sunny uitkom, toe sien Janie maar, hy maak gebrak in die waterwijn Janie, en hy is in die toilet in, maar hy het na die aanklaar, en hy is daar in, en hy kom uit, en hy self pak aan, en sy hoos op, en hy kom uit, en Sunny sê, maar Janie, wat doen jy nou? En Janie sê vir Sunny, dit lyk daar rende baby, en sy soeitjie aan. En Sunny sê, ach man Janie, dan trek jy uit man, dis grande baby so nie, en Janie is terug daar in die toilet in, en hy trek maar sy slaapgewoonlik die shorts aan, en hy trek maar sy shorts aan, maar hy kom ons nou sy eie bed inklim, Sunny in sy eie bed, want hulle gaan ons nou nie, sy is ons nou heel gekort, en hy raak so 12 uur, 1 uur, 2 uur, Sunny sê vir Janie, Janie, ek kry daar een koud wou nie lee in my eie bekie, jong. Nou Janie is daar op, Janie kan nie, hy weet nie wat aangaan nie, hy is daar op, en hy pak op een berg die kast, en hy gooi so oor Sunny. Sunny is nou wat,
Ja, nee. En Jannie gaan slaap weer. En my kan nie slaap raak. Weet daar fout. Maar Jannie lê maar dan, hoop maar Sannie sê niks. Jannie, kry nou maar koud joh. En Jannie is daar uit, en hy daai kas weer oop en hy nog 'n kombers en gooi so soos dit, is in sy bed. Maar nou gaan hy maar daar net vir Sannie en hulle reg nou slaap. Jannie, kry nog steeds koud. Jannie kan nie dit verstaan nie. Die slaap by hy sy beker afgegooi, die slaap onder en Sannie kry koud. Maar Sannie het, hulle was op pad uit, Annie moet doen, maar Sannie, Jannie weet maar, Annie het pelsjas daar. Ag, Sannie het pelsjas daar. En hy spring in daar by die kas en hy haal die pragtige pelsjas uit. En hy strooi hom so oor Jannie, ag Sannie. En hy dink vir homself, Sannie, nou kan jy nie meer koud kry nie, in sy eie bed. Ek het gemaak vir vanaand. En hy, nou is hy rustig, slijmer so in, en hy gaan so weg. Jannie, ek kry koud. Jannie kan ek nie meer vat en hy spring op en hy sê, Sannie, luister, toe jy nog by jou ma en jou pa se huis geslaap het, en jy het so koud gekry, wat het julle gedoen? Sannie dink, dan vir Jannie so reggerig. Man, my pa het altyd gekom en hy het styf agter my rug ingeklim. En Jannie sê vir Sannie, moenie dat ek gaan nou 200 km ry om jou pa te gaan. Mense, hulle sê grappe is 'n tradisie, jy moet dit vertel. Daar is nog grappe, dit kan vertel word. Ek gedog iemand gaan vir my 'n grapjie nog bysê vanaand. En die mense is bangerig om op die mikrofoon te wil praat. En ek gaan nog 'n grapjie vertel. En dit is van 'n Merwe. Julle weet natuurlik wie sit hier voor, né? En ons van 'n Merwe, hy was daar by die ons was nie ons nie, van 'n Merwe en sy familie was daar by Blouberg. Hulle het gaan swem. En van 'n Merwe so wat in die water en al uit van die water Merwe bly in. En skielik is van 'n Merwe weg. Daar is nie 'n teken van 'n Merwe nie. En almal begin soek van 'n Merwe, van 'n Merwe is nie daar. Hulle bel die sea rescue, luister van 'n Merwe is weg. En die bote gaan in en hulle kry nie van 'n Merwe nie. Maar van 'n Merwe sak so onder die water en hy kom weer op en hy slap en hy kom weer op en hy gaan weer onder. En die kan nie van 'n Merwe kry nie. En hulle stuur op die ouens 'n helikopter oor en daar sien hulle van 'n Merwe dryf daar net so verby op 'n eiland. En hulle kom daar by op 'n eiland en van 'n Merwe so uit op. En van 'n Merwe hy kan skaars asemhaal, hy's al pot blou. En hulle vra van 'n Merwe twee reg kom nou en hy film daar so 'n bietjie asemhaling, kom so 'n bietjie se dors. En hy sê, Merwe, toe jy nou so sak, en jy kom nou weer so op, en jy sak, en jy kom weer so op, en jy voel maar jy gaan nou so stadig aan weg van ons af. Wat het in jou gedagtes omgegaan? Van 'n Merwe sê, man, al wat ek kon gedink het, wat sou gebeur het ek beland in Engeland en ek kan nie Engels gesels nie. Mense, dit is begin by die rigtinge, ons gaan nie heel aand hier sit nie. Die glimlagge wat Colin en die TV daar met die fotograaf het te lang, die mense is lus vir dans, die orkes, wat julle hier sien, hulle is lus om te speel. En so julle kan sien, die mense het hulle geadverteer hier so groot, so agter die gordyn en hulle is net the bits. Maar ek het hierdie ene gehoor as jy van my vroue net. En toe sê daai seremoniemeester, hierdie orkes kan julle natuurlik hier. Jy kan hulle hier vir troues, hulle kan hulle hier vir 21ste verjaarsdag. En as julle wil, is hulle beskikbaar vir begrafnisse ook. Ja, daar is hulle gaan julle hier sit, julle gaan sê, maar hierdie orkes is goed. Ek kry niks, hierdie straat langs kry ek niks om dit verkondig nie, né? Ons gaan begin by die bruidegom se. Ons gaan vir William vra.
Oké mensen, ons wacht voor die champagne, ons gaan maar nog een grapje vertellen. O ja, mensen, is zo'n interessante ding. Eerst hoor het onder die belt is mensen, hou het vast. Waar die belt is? Ja. Door die belt? Hou het altijd belt? Waar is die belt? Mensen, de bus, wat jullie kan hier, hulle sal jullie nooit liegen bedrieg nie, hulle sal jullie een grapje vertel door die bel. Dames en heren, kijk die minister, hij zegt voor mij, en hij is gewoonlijk een kerkganger. Nou ja, een man wat gereeld kerk toe gaan, hij moet weet, hij moet voor mij kan vertellen wat de predikant altijd gepreek het. En daarom hoor ik toen ook een dag, hij is verkies als een ouderling, ik weet niet of het zo is nie. Hulle sê vir my, hy kom by 'n nuwe kerk. En na die eerste preek van die vra hy die predikant, hy sê vir my, hoe preek hierdie nuwe kerk? Met die nuwe preekstoel, toe sê hy nie preek baie lekker, maar sê jy vir my, hoe slaap hierdie nuwe banke? Nou ja, jy weet, ons is nie mense wat eintlik mense laat sit nie. Kyk, hier kom die kerk al klaar voor die maar jy weet, daar ons sit by die rugby en dan sê, slaap my verder sê, moenie nee, Tannie, ek weet jou boule moet slaap, want ek net al gehoor snap. Moenie is dat. Meneer wie het jy wil sê, man? Jou werk is nie, wat jy werk pleeg. Kalau nanti saya nog niet. Luister, dan kan je dat zo op de school dat is bijna aan klaar. Dan weet je dat je nog later vertellen. Hij is de meeste van ons is dat is. Ik zie niet zo dat. Oh ja, voor ik niet. Dan moet ik niet zo van deze school zeggen. Kalau saya hadis amal ini, maaf besar ni, maaf opstaan. Mensen als die opstaan, nou je kan zeggen praatje van neer. Als op een video bij je zo gelijk, dat is zo bij die video niet. Zo je kan niet echt gelijk het niet. Zolang daar maar die video is zo weg over mij af, ons allemaal in een goed voet. Tafel, wordt er champagne, wie wil weer klaar? Ons gaat naar de dood. En mensen dat niet rijden stappen krijgen. Als je dat klaar, als je de eider op het klaar, als je de programma van dat weet, zie je niet kom. Jij ziet rijden stap party, jij kon die eider van een komen niet, hij zal het wel voelen. De organisatie, maar ik denk de organisatie is wel genoeg daarvoor. So jullie zullen zeker bij ons uitkomen om te zeggen dat de drijven stap op deze en pijn was met mij niet. Maar nou wat is nou William zoek nou nee. Soos ek het William nie dit is. Nou net voor ek die heldrok instel op my ma, Colin se ma, was het eindelijk diezelfde ma. Verskillende baas. Moet nie alles geloof wat ek nie.
Op hierdie stadium wil ek almal graag vra om hulle glase op te tel en ons drink 'n heldronk op Colin se ma wat ons so goed groot gemaak het. Mense het 23 jaar na hom gesien en uiteindelik is hy die volgende ouerpaar, hy wil hom instel. Dis nou die ouerpaar van die Dim, soos ek hom ken, en so ek kan nog steeds ken, maar my ma nou. Maar ek wil julle eers die storie vertel. Mense, as ek die vanaand gaan hoor wat ek nou gaan sê, dan sal ek dit nooit hoor nie. Ek ken nou met Dim, skat, ag, ek kan nie sy hou nou nie. Ek weet nie. Maar die man se filosofie in die lewe was don't be henpecked. Henpecked, die mense wat nie weet nie, dit is, moenie dat jou vrou op jou kop sit nie. Hy sweer nog steeds daarby, ek het dit so opgetel, Chris het dit so opgetel, wie ever daar kom en maak nie saak nie. Maar elke mansmens wat in hierdie plek sit, gaan weet, ons is nie henpecked nie. Wie gaan dit wys? Maar diep binnekant weet ons, maar daai vrou, sy sal vir jou laat henpecked wees van sy wil. Want op die ou end doen jy wat die vrou sê, dit werk so, ons kan dit maar weghou van ons af, ons kan dit probeer beklei, dit werk nie. Op die ou end, hulle is so sagkens, maar wat hulle wil hê, sal hulle kry. As hulle 'n rok wil hê, hulle gaan dit kry. As hulle hom wil hê, gaan hulle hom kry. As hulle oorblinde wil hê, hulle gaan hom kry. Jy kan op jou kop staan, jy kan maar nou hoe nie henpecked wees nie, maar hulle gaan dit kry. Maar die staaltjie kom nou by Tim, maar dis eintlik om klein wat my die storie vertel het. Man, die ding begin by my net wil. Elke slag hier in Wynberg is daar 'n fees of 'n skou of iets wat mens noem by net wil. Dis nou biertuine en is, ag, jy kan speletjies speel, jy kan doen wat jy wil by die plek. En Jannie sê vir my, hulle het by die Italiaanse biertuin gestaan. En die Italiaanse het heeltemal mal. Weet hulle vra vir die vroumense, hulle luister dans op die tafels, en hulle vra vir die mansmense, hulle luister, drink daai bier in 2 sekondes, en what have you. En Jannie vertel vir my, hier kom hulle met die ding, luister, ons moet in die rye staan, die mansmense wat in hierdie biertuin is, moet in die rye staan, regs, moet al die man staan, wat vir vroue luister en wat henpecked is, soos ek het ken. In die linkerkant se ry moet die manne staan wat hulle eie baas is, hulle doen wat hulle wil, hulle moet in die linkerkant se ry staan. En die mansmense spring op en om die klein Jan hy verdwyn die kant toe en Tim verdwyn die kant toe en hulle is weg van mekaar af. Toe het nou stadig aan orde is nou henpecked, hoor. En toe hulle nou stadig aan orde kom, toe is hierdie regterkant se ry redelik lank. Daar staan seker 30 mansmense, maar hulle vroue sit bo hulle koppe. Miskien was hulle eerlik nie. En die linkerkant se ry staan net 4 mense. Om klein Jan staan reg, tweede van voor af, en hy kyk so om en hy sê, "Blikskorrel, dit is jy hierso." Dan sê vir my, "Ja, my vrou sê ek moet hier staan."
Mense, dit is Henpek, maar ek wil daaraan byvoeg dat die storie is natuurlijk nog net so hulle. Maar ek wil daaraan byvoeg dat ek het 24 jaar en 3 susters, 2 susters en 1 broer, ons 4 van ons het 24 jaar oneens dag saamgelewe by hierdie mense, my ma en my Tim, of my ma gedeeltelik by Tim, ek nie. Maar ek wil dan sê, in die 24 jaar kon die een van ons 4 kinders gesê het, luister, hulle het ooit vir ons weggestoot wanneer ons iets wil hê nie. Hulle het nooit vir ons gesê, luister, ek is te besig, kom later terug nie. Daar was altyd daai, sit neer wat besig is, los die wasgoed, wat is jou probleem? As ons 'n sympathieke oor nodig gehad het, dan het ons geweet om na wie te hardloop. Hulle het geluister. As ons hart kwyt gepraat het, het ons geweet om na wie te hardloop, ons het na hulle toe gehardloop. Hulle het nooit vir ons gesê, ek het jou gesê, jy moet dit so doen nie, nooit nie. Hulle het altyd daai ding vergeet, hulle het ons reeds gesê, ons moet dit so doen, en hulle het weer van vooraf ons probeer begin, om vir ons te oortuig wat is die regte pad. Daar was nooit 'n probleem met kommunikasie nie. En al is ons 4 kinders, as 3 sal vanaand uit die huis uitlees na nog ene oor ons strooi meisie. Al is ons 4 kinders uit die huis uit, sal ons nog steeds hier binnekant weet wat hulle vir ons beteken het. Ons kan nog steeds weet dat ons kan nog steeds terugkom en met hulle praat en hulle sal luister. Ek wil nou net sê, laat ons almal hier opstaan. Heildronk drink op 'n ouer paar 1000. Dankie. Dan kom hy so by die huis en draai om. Nie vanaand nie. Ek het dit geloof praat. Maar en nie vanaand nie. En dan kom hy die volgende dag, maar hy het sy hele storie al hier in die kop so ingeprent. Hy weet net wat om te sê en aan wie om het te sê. En hy het omtrent so 3 keer gegaan te besluit en nie, maar wacht, dit werk uit nie. Hy kan nou nie. En, maar so julle van Anita ken, as hy ding sê, dan is dit ding klaar. As hy mind opgemaak het, dan is het klaar. En dan sê, kom hier, Nika, nu gaan ons af met Tim toe. En hy kom by Tim, en Tim is bezig waar voor die TV, en hy kyk die nuus. En die ene die vir Tim, as hy die nuus kyk die mense. En dat is sy half uur van die dag, van die aand, maak ons al keer, die ene die vir Tim, as hy die nuus kyk. En Colin kom daar by Tim, en hy sê, oom, Tim luister nie, hy kyk nie. Oom, hy kyk nie, sê jy nie, man, as hy nie kyk nie. Maar wacht, ek was aan gesê, ek moet vanaand praat, anders is die hele story af. Maar ek sal dan vanaand praat. Tjepa, en hy gee Tim so rug, en Tim sê, ja, wat kan jy nou weer hê? Ach, en het 'n grapie gemaak. Dit is nou Anita en Colin. Ek ken vir Colin 5 jaar, 4, 5, kom ons sê 5 jaar sal 'n mooi getal wees. En Anita ken ons almal. Anita het 'n kop van haar eie, as almal weet dit. Anita het soos, kom ons sê, soos ek haar geken het sy so 'n bondel rondgevry, maar nie wat ons noem vry nie. Sy sal 'n maatjie hê vir vanaand en môre aand en nie so erg nie, dit was 4 gewees, miskien 5, ek weet nie. Maar
daai simptome, daai eienskappe in daai manne het sy nie daar gevind nie. Want, ken nou, die eienskappe het gekort in elke man waarmee sy uitgegaan het. Toe, ek weet vandag nog nie van dit in 'n Colin gevry het nie, sy sal dit weet, ek weet nie van hulle gevry het nie, hulle sal dit self weet, hulle sal self beoorlag. Ek het altyd gedink aan dit na Colin gevry, maar dit is 'n persoonlike opinie. Maar, toe sy vir Colin ontmoet het, toe vind sy, dat sy het 'n man gekry met al die eienskappe wat sy wil hê. Toe sy vir Colin gekry het, en sy het gekyk na van A tot Z, 26 eienskappe. Hy het hulle almal. Ons kom daarby. Die golfstorie sal by kom. Toe het sy die 26 eienskappe het sy gesien, maar Colin is vir haar die beste. Colin en Anita, hulle glo aan mekaar. Kwaad het ek hulle nog nie gesien nie. Ek weet nie wat agter die skerms gebeur nie, maar ek het dat die twee nog nooit kwaad gesien nie. En ek weet dat hulle sal voortbou op 'n huwelik wat net sukses, rose en maanskyn vir hulle sal voortbring. Ek wil daarom nou 'n heildronk stel op die bruidspaar, Anita en Colin, want ons weet dat hulle sal die toekoms reg betree. En laat ons nou almal opstaan en vir die bruidspaar 'n heildronkie drink. Nou, luister die orkes eet nou. Wie gaan vir die bruidspaar aan sing? Word nie gedoen nie. Hy sal nog al die pad boet, hoekom ek hier staan. So, laat ons nog vloer in die woord sit. Ek moet julle eers lief vertel, ons is 4 broers iets wat vanaand saam. Al 4 van die merdes natuurlijk. En dit is nou snaaks, maar ons nie dieselfde beroep nie. Maar dit is miskien ook 'n goeie ding. Want ek het al gehoor van 3 van my broers wat dieselfde beroep gehad het. Hulle was advokate geweest en hulle het almal saam gewerk. En maar bedag het dit so geklink as die telefoon gelei het. Goeiemôre meneer van der Merwe kantoor. Kan ek met meneer van der Merwe praat asseblief? Hy is op die oomblik nie hier nie, hy is van golf speel. O, dankie. Kan ek dan met die ander meneer van der Merwe praat? Nee, hy is nie hier, hy is 2 weke verlof. O, kan ek dan met die ander meneer van der Merwe praat? Ja, hy wil praat. Nou, ek wil net vir Sheila sê, sy het baie mooi gelyk vanaand. En ek wil net vir jou sê, hy is 'n baie gelukkige man. En ek wil nou vir julle almal vra om my hulp op Sheila te rig. Ek het vanaand afgechop. Ek hoop julle gee hierdie man. Kom ons sê help. Kom ons vra vir Colin om op te staan. Vir ons 'n woordjie te sê. Maar as hy te gou praat, dan gaan ons hom vra
om nog iets te doen. As hy vir ons 'n redelike gesprekkie gee, dan sal ons hom vrylos. Okay, Colin, ek kom maar kom. Dis aan die woord. En dank dat jy saam met my die heerlijke dag kon saambring. Dan wil ek net vir Ma Jean en vir Chippa dankie sê vir alles wat hulle vir ons gedoen het. En dankie dat hulle vir Anita aan my afgestaan het. En ek beloof ek goed na kyk. Dan wil ek dankie sê vir my ma wat alles vir my gedoen het oor die paar jaar. Dankie vir alles wat sy vir my gedoen het oor die jare en veral ook nou oor die afgelope paar maande. En dan wil ek dankie sê vir die oumas vir alles wat hulle vir ons gedoen het en vir die mense wat van ver af gekom het en vir al die mense wat van naby af gekom het. Baie dankie dat julle gekom het en geniet die aand verder. Dankie. Maar ek wil net van dit vertel. Toe was vanaand in die kerk sit, toe sê dominee golfspelerij. Toe skree maatjie agter, Anita het vir Colin geken voordat die man begin golfspeel het. Ek wil iets vertel oor hierdie golfspelerij. Die man en die vrou het net getroud geraak, maar die man het niks behoort nie, hy was nooit buite die huis nie. Toe die man begin golf speel. En is elke woensdag kom die man in die huis toe. Ek weet nie wat hulle nale golf speel nie. Is elke Saterdag, toe begin het Sondag ook raak. Die man speel net golf. En die huwelik gaan voor, want die bruid dink maar kom ons kyk wat gebeur. En die mannetjie speel net golf. Al die tyd, is Woensdag en Saterdag en gaan nou al in na Sondag toe, begin nou al Maandag se club meetings en ek weet nie wat alles nie. En die maandjie voel maar luister man, die soos moet nou 'n bietjie van 'n fout in my huwelik. Ergens is daar nie iets reg nie. Ek kry nie meer so net kos nie. Kos word nou afgeskeep. Die klere wat ek dra, dan is nie meer 'n naad in nie. Dit was altyd so perfek. En hy praat sy hart uit met 'n maatjie van hom wat wil golf speel. Maar die man speel redelik golf, want hy vat die middag af op Woensdag en hy speel golf, dan daar stop hy. En hulle vra, en hy vra vir die maatjie, luister, kla jou vrou nie, skeep jou vrou jou dan nie af nie. En die man sê, nee, ek skeep my nie af nie. Maar ek kan nie verstaan nie, want ek kry nie meer gespryke klere nie, my kos, my toegang vir die werk toe is net jam en droog brood, ek weet nie wat fout is. Ja, dan maak jy sê, kom luister, koop jou vrou 'n bossie blome, of chocolade, of juweliersware, of 'n goeie parfuum, sy sal dit waardeer, want jy doen dit nie meer nie, want al wat in jou gedagtes is skuld. En die maatjie, hy kom die aand by die huis, die bos blomme, staan nou voor die voordeur, die chocolade, met sy parfuum in hierdie sak, met sy oorbelle hier in hierdie sak, sy
sy necklace in die vrou in hierdie sak en hy kom in en die vrou maak die deur oop en hy gee alles gelyk en die vrou sê vir die man, dit is klaar oorgenoeg dat hy elke aand gaan golf speel, maar hy nog dronk by huis kom, dit is nou die limit. So, Colin, Anita, van hier af, as julle op julle eie, ek weet julle sal die paal haal, ek weet, julle gaan 'n sukses maak van die huwelik, en alle sukses vorentoe vir julle twee. Mense, ons is klaar met die tafel, nou gaan ons vra, dat die oude pare en die bruidegom, bruidspaar, voor die tafel staan, en soos ek tevore gesê het, ons gaan vra dat hulle vandaag af begin, om geluk te wens, die mense wat hier afsit, julle sal maar moet wacht, want hulle gaan dek van waar die punt af kom. Dankie mense.
dienst te brengen. Onthou net, hè, meneer van die gezien. Jonge dame, maar ik wil ook noemen, die jonge dame, wat die rijker vang, zal bij ons balskeer met die mannetje, die jongen hier, wat die water vang. Zo, andere mensen, als je de ouderdom, je postuur, alles gelijk hebt, je wil niet, je weer naar aan. De volgende idee, wat? En alles. Hij zal in die jonge heer van die gaten van, hij zal verwald. Ik word daar ik word nog een jaar, ik word 50% van een jaar, zo is het zo'n vaart. Zo is die drijfvraag om die druiver te gooien aan de zijde, bij het recht, dat alles verteld wordt, dit is weer die breide gewoon, als die breid, zal hem gooien, maar zijden, dat is nieuw. Maar nou is het zo'n binnenvraag. Wat dan op jou nee? Je zegt je ontvangstnamen, dat is mijn halsuur, nekers, is hier verleden. Je vraagt die man, wat ik op het oog jou kaarten, wat alles horen is zo. Nou weet je dat ik weet ook dat die ene man, wat die kaarten ontvangt, hij zal met die ene vals, wat die orkest voor ons gaan spelen bent, zal hij dan voor omtrent de ronde. De mensen, als je er niet kan bouwen, als je er niet wil bouwen, als je er niet gezien hebt, die rijker van niet, moet niet krijgen.